Ons is hierdie week met ons dagstukkies besig om 'n bietjie na te dink oor Psalm 1, wat vir ons die padkaart wil teken na die ware geluk. Hierdie padkaart is soos 'n legkaart en elke dagstukkie is een van die brokkies van die legkaart wat die prentjie moet voltooi. Gister het ons die eerste een gepak. Vandag pak ons die tweede brokkie van die legkaart. Om ons te help om die groter prent duidelik te sien, lees ons elke dag die hele Psalm 1. Kom ons doen dit nou. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddelose mense volg, nie op die pad van sondaars staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde in die wet van die Here vind en sy wet dag en nag prevelend opsê. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. So is die goddelose mense nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddelose mense nie staande bly waar reg gespreek word, of sondaars waar regverdiges byeenkom nie. Ja, die Here sorg vir die pad van die regverdiges, maar die pad van goddelose mense loop dood. Gister het ons gemediteer oor die wonderlike woordjie gelukkig. Vandag wil ons beter probeer verstaan hoe ons by hierdie geluk kan uitkom. Ons Psalm sê dat jy die regte raadgewer moet kies op jou lewenspad, dan kom jy by die geluk uit. As jy die raad van 'n goddelose raadgewer volg, sal dit goed gaan totdat dit skielik nie meer goed gaan nie. As die storm kom, waai die wind jou dan weg soos kaf. As jy die lewenspad aanpak met God se wet in jou ore en in jou hart, staan jy sterk teen die wind, so sterk soos 'n boom met sterk en diep wortels. Want maak nie fout nie, die storm sal kom. Daaroor het Jesus ons in een van sy kort gelykenisse gewaarsku. Lees maar Matteus 7 vers 24 tot 27. Kyk 'n bietjie daar. Die storm wat die huis op die rots tref en die storm wat die huis op die sand tref, word presies eners beskryf. Dis dieselfde storm. Hy doen niks aan die huis wat op die rots gebou is nie, maar die huis met die sandfondasie tuimel in mekaar. Ons kan die mensdom breedweg verdeel in grypers en gewers. Party mense leef met die doel om soveel as moontlik vir hulle self te versamel. Eer, aansien, geld, mag, seks, ensovoorts, ensovoorts. En as ons eerlik is, moet ons toegee dat daardie versoeking vir ons eie hart ook baie groot is. Daarom het hulle raad altyd te make met hoe ons meer invloedryk kan raak, hoe ons meer geld kan maak, hoe ons aantrekliker kan wees of verleideliker vir ander kan wees. Maar dis nie hoe God oor ons lewe dink nie. Omdat ons hierdie dinge nie self snap nie, moet God ons beveel om gewers te wees. Dis wat sy wet beteken. God se wet, so het Jesus dit saamgevat, beveel ons immers om God met alles in ons lief te hê. Dit is om onsself aan God te gee. En hy beveel ons om ons naaste lief te hê, net soos onsself. Dis mos om te gee van ons tyd, ons geld, onsself. Dis hoekom mense wie se lewe om hulle eie belang draai, inderdaad goddeloos is, want dis so teenoorgesteld aan wie God regtig is, hoe God wil hê ons moet leef. Daarom, luister na God se raad vir jou lewe, sê nee vir die eie belangstemme. Gelukkig is jy as jy dit doen.
Kom ons bid nou ons daaglikse gebed vir hierdie week. Here, gee vir ons geheiligde ore om mee te hoor en vorm ons denke deur u woord, sodat ons ware geluk kan hê en met insig vrugbaar kan lewe. Amen.